by deel 15 van ons reeks op finansiële opstanding en vandag gaan ek praat oor breek vry. Hierdie is ons voorlaaste episode in hierdie reeks. Nou onthou, ons het gepraat oor Jakob wat besluit het om slim te werk en hy het met sy skoonpa Laban gepraat en hy het 'n sekere besluite geneem om vry te breek, los te breek van die dinge van die verlede. Hy het homself daartoe verbind om 'n 10de te gee van dit wat hy ontvang het. Nou let daarop dat hierdie verbintenis hom nie oornag ryk gemaak het nie, maar dit het duidelik daartoe bygedra dat God notisie geneem het van die besluit wat hy geneem het en God het gesien dat Jakob ernstig is. God het van daardie oomblik af met hom gewerk, maar hy het baie dinge gehad om eers te oorkom. Hy moes eers losbreek. So vir 'n tyd het hy hard gewerk, hy het niks gehad om daarvoor te wys nie. En hy het 'n nuwe visie van God ontvang in die vorm van 'n droom wat God vir hom gegee het, né? En hy het gesoek na maniere om sy situasie te verander en God het hom toe nou daarin geseën. So baie ander Bybelkarakters het hulle verlede op 'n soortgelyke manier oorkom. Moses was byvoorbeeld verwerp deur sy gesin. Hy was gelos om weg te dryf in die Nylrivier in 'n mandjie en hy was uit Egipte gedryf as 'n moordenaar en hy het vir jare in die woestyn gaan bly. Josef was verkoop as 'n slaaf deur sy eie broers en hy het jare in die tronk spandeer as gevolg van hierdie wraakgierige vrou en hy het niks verkeerds eers gedoen nie. Daar was Abraham, daar was Dawid en daar was Salomo en almal het issues gehad en probleme wat hulle moes oorkom, iets waarvan hulle los moes breek. En luister wat sê Filippense, wat skryf Paulus vir ons hier in Filippense. Hy skryf vir ons die volgende in hierdie gedeelte. Hy sê hier, ek lees dit gou vir jou, Filippense 3 vers 13 en 14. Hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit al alles het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Met ander woorde, wat sê Paulus vir ons? Hy sê, om ware sukses in jou lewe te behaal, moet jy jou mishandeling, die onregverdige behandeling, die onsekerheid, die vrees, die dinge wat jy in jou lewe ervaar het, wat jou die afdanking, die onregverdigheid, moet jy agter jou sit en jy moet begin aanbeweeg. Geloof werk nie in die verlede nie. Jy kan nie die verlede verander nie. Dit is slegs, dit is selfs moeilik om die hede te verander, maar jy kan die toekoms verander. Jy moet die verlede agterlaat, jy moet dit agter jou sit. Dis tyd om op te staan, dis tyd om 'n finansiële opstanding in jou lewe te beleef. En die grootste struikelblok vir finansiële vryheid vandag is mense se verlede wat hulle vashou. Jy is waar jy is weens die reeks besluite wat jy geneem het in jou lewe in baie opsigte. En ek wil hê jy moet vandag besef dat jou sukses lê daarin om vry te breek van hierdie dinge af en los te kom van dit. Ek gaan volgende keer met ons volgende video sluit ek af deel 16 met 'n nuwe visie en dit gaan ons laaste episode wees met dit ondersteun.